van Sabbatprogram vandag. Ons hoop julle gaan die dag saam met ons geniet. Om te begin, kom ons sing 'n lekker liedjie saam. Lees jou Bybel elke dag. Lees jou Bybel elke dag. En bid tot hom, ja, praat met hom en luister na sy stem elke dag. Die Bybel is die stem van die Heer. Daar is soveel wat ons daaruit kan leer. Van die skepping en die vloed en van baie ander goed en die wonderdade van die Heer. Lees jou Bybel elke dag. Lees jou Bybel elke dag. En bid tot hom, ja, praat met hom en luister na sy stem elke dag. Van die uittog uit Egypte kan ons lees, van Dawid en Goliat die reis. 40 jaar in die woestyn, die swaar kry en die pyn, maar God was altyd daar gewees. Lees jou Bybel elke dag. Lees jou Bybel elke dag. En bid tot hom, ja, praat met hom en luister na sy stem elke dag. Die Bybel is die stem van die Heer. Daar is soveel wat ons daaruit kan leer. Jesus het vertel van liefde en van hoop, en deur sy bloed is ons vrygekoop. Lees jou Bybel elke dag. Lees jou Bybel elke dag. En bid tot hom, ja, praat met hom en luister na sy stem elke dag. The water's great. I will. I'm just making sure I get enough vitamin D. Vitamin D? We're at a swimming pool, not a drugstore. I know that. But do you see that big thing up there in the sky? You mean the hawk? No, the big bright thing there above the trees. Nothing up there but the sun. Exactly. So what's the sun got to do with vitamin D? Everything. When the sunshine hits my skin, my body takes those beautiful rays and turns them into vitamin D. And that's a good thing? Absolutely. Vitamin D helps my body fight disease and reduces the pain of sore muscles and stiff joints. You sound like a TV advertisement. Well, somebody needs to advertise a good thing about sunlight. Most people are afraid of it. They smear sunblock all over their bodies, stay indoors, and treat sunshine like it was poison. Hey, I don't want to burn. Scientists say we need to all enjoy up to 30 minutes of direct sunlight each and every day. That will safely provide us with all the vitamin D we need to give our skin a nice, healthy glow. But what about in the winter when this pool's an ice skating rink? Then you go to the drugstore and buy some vitamin D pills. But the best way to stay healthy is to sit in the summer sun. Well, then count me in. I'm going to plop down right here beside you and work on my healthy glow. Are you happy now? Well, not really. Why? You're blocking my sun. Oh, sorry. God has given us everything we need to be healthy inside and out. During Creation Week, He established a health plan for every creature on earth. To learn more about healthy living and about the God who created us all, go to kidsbibleinfo.com. That's kidsbibleinfo.com. This program was brought to you by the Children's Ministries Department of the General Conference of Seventh-day Adventists. Verjaarsdag gehad, die van julle wat hierdie week verjaar het. Ek hoop julle mamas en papas het julle baie bederf en dat Jesus julle geseën het. Kom ons sing nou almal saam vir al die maatjies wat verjaar het. Veel geluk, lieve maatjie, omdat jy verjaar.
Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Wees geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Hallo maatjies, dankie dat julle vandag kom kyk het na die sendingverhaal. Vandag se sendingverhaal kom al die pad van India af. Dit is baie ver van hier af. Ons storie gaan vandag oor Arijana en Jotsana. Arijana het in die kerk groot geword en sy was baie lief vir Jesus gewees. Maar maatjie Jotsana was saam met haar in die koshuis gewees en hulle het 'n kamer gedeel. Arijana het gesien dat Jotsana met asma en dat sy baie sukkel met asma en sy sukkel om asem te kry. Een aand het Arijana besluit om vir Jotsana te vertel van Jesus en gehoop dat dit gaan help dat sy daar 'n bietjie verligting kan kry van haar asma af. Arijana het vir Jotsana gesê, jy moet 'n bietjie jou Bybel lees en jy moet met Jesus gesels. En Jotsana was soos, dit klink soos 'n goeie idee. Maar eers kom ons gaan slaap vanaand, want dit is nou al laat. Hulle twee het altyd daai aand in hulle bedjies geklim in die kamer en gaan slaapies. Die volgende dag, toe dit weer aand is en dit is amper die tyd vir hulle om weer bed toe te gaan en hulle weer wakker geword het Arijana gekyk en sy het gesien dat Jotsana besig was om haar Bybel te lees. Arijana het so opgewonde geraak om te sien dat Jotsana haar Bybel lees. Sy het besluit, dis so ommer 'n goeie tyd vir my om my Bybel ook weer te lees. Sy het haar Bybel gelees en daarna het hulle altyd bed toe gegaan. Arijana het gesien dat Jotsana elke aand haar Bybel begin lees het. En sy het gebid en Jesus het 'n groot deel van haar lewe geword. Een aand het Arijana vir Jotsana gesê, hoekom bid ons twee nie saam nie? Jotsana het gesê, dis 'n goeie idee, kom ons bid. Jotsana het eers gebid en gesê, Jesus, asseblief gaan saam met my. Help my om 'n voorbeeld vir u te wees. Help my om my Bybel te wil lees en tyd saam met u te spandeer. Beskerm asseblief my mamma en my pappa wat so ver is van my. En beskerm asseblief ook die juffrouens en die onderwysers en help hulle ook. Amen. Arijana het toe gebid en gesê, Jesus, gaan asseblief saam met Jotsana. Help hom met haar probleem waar sy nie kan asemhaal nie. Elke keer as die seisoene verander nie. En Jesus, asseblief gaan ook saam met haar vriende en haar familie, as ook my familie. Amen. Jotsana het toe 'n rukkie later opgewonde gekom en vir Arijana vertel, luister wat, die dokter het gesê ek kan minder pille drink. Arijana was so gelukkig en gesê, God het jou gebed geantwoord. Hy het jou begin gesond maak en hy is besig om jou te help, sodat jy nie so baie medisyne hoef te drink vir jou asma nie. Jotsana is nie meer in dieselfde skool as Arijana nie, maar Arijana hou aan bid vir Jotsana, dat sy eendag Jesus in haar hartjie sal aanvaar en ook na dieselfde kerk toe sal kom. Hierdie Sabbat se offergawe gaan na die kerk waar Arijana in is. En die kerk is te klein en die mense kan nie meer in die kerk pas nie. So, vra vir julle om julle geldjies wat julle wil vat vir die sending op 'n vergawe. Sit dit in 'n spaarblik. En as julle weer kan kerk toe gaan, vat dit saam kerk toe en gooi dit in die offergawebakkie op. Dis die storie vir vandag. Bye! Die storie van Jairus se dogtertjie. En toe Jesus weer in die skei oorgevaar het na die ander kant, het 'n groot menigte by hom vergader, en hy was by die see. En daar kom een van die owerstes van die sinagoge met die naam van Jairus, en toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer, en smeek hom dringend en sê, my dogtertjie is op haar uiterste, kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word, en sy sal lewe. En hy het saam met hom gegaan,
en 'n groot menigte het hom gevolg en hom verdring. Terwyl hy nog spreek, kom daar mense van die owerste van die sinagoge se huis en sê, "U dogter is dood. Waarom val u die meester nog lastig?" En hy het gesê, Moenie bang wees nie. Glo net, sy slaap. en hy het niemand toegelaat om saam met hom te gaan nie, behalwe Petrus, Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus, sowel as die moeder en die vader van die dogtertjie. En toe hy binne gaan, sê hy vir hulle, "Waarom gaan julle so te kere en ween julle? Die kind is nie dood nie, maar sy slaap." En hy het aan haar gesê, Talita kumi, dogtertjie, staan op. "Geen ding is onmoontlik by Christus nie." As ons aan God iets vra, sal hy ons gebede beantwoord op die regte maniere. God sal ons altyd help. Net soos 'n kers lig nodig het of suurstof nodig het om te kan brand, so het ons almal dit nodig om te kan bid. En as ons bid, is dit net soos 'n kersie wat brand. Maar as ons ophou bid, is dit dieselfde asof ons die suurstof van die kersie weggaan. Hy brand tog vir so 'n rukkie, maar na 'n tydjie gaan hy dood. So vandag se kunswerk is om ons te herinner dat Jesus ons hartjies altyd sal gesond maak. En maak nie saak wat hy doen nie, hy maak gesond. Al het ons wat se seer, hy help ons altyd. So wat ons gaan nodig hê is inkleurkragte, 'n paar pleisters, 'n pen en 'n papier. So die eerste ding wat julle gaan doen is julle gaan julle een hand opsit, op die papier neersit. Dan gaan julle die pen vat en julle gaan julle hand aftruis. OK. Enige een van julle kan julle help. Kom ek help jou. Hand so gaan. Vat ons om die duimpie, om die wysvinger. Door elke vinger te doen en almal. Van so om en af. OK. Nou, nadat jy jou handjie afgetruis het, kies vir jou 'n mooi inkleurkruid en kleur jou handjie vir my in. So, ons het net geroso, anders sit jy al op die vinger. Jy kan ook 'n inkleurkruid kies en dan hom inkleur. Dit. En julle lyk net so mooi. Uitsa. As julle klaar julle prentjies geteken het en ingekleed het, kan julle dan na 'n paar pleistertjies vat en dit bo op julle handjies plak. Kom maar vir jou. En onthou, maak nie saak waar jy seer gekry het nie. Jesus wil altyd 'n pleister op jou handjies kom plak.
Nadat julle die pleistertjies opgeplak het, kan julle vir mamma vra om julle te help om bo op die kaartjie te skryf. Jesus maak alles beter. Net soos dit. Dankie maatjies dat julle saam met ons 'n crafting gedoen het. Ek hoop julle het 'n baie lekker Sabbatdag verder en ek hoop ek sien julle weer. Bye! Daniel in die leeukuil was 'n bietjie bang. Soveel hongerleeu's wat hom graag wou vang. Op sy eie kon hy nooit daaruit, maar God het die leeu's se bekke gesluit. Potifar het Josef in die tronk gegooi, maar Potifar het hom toe later uitgenooi om sy nare drome weer uit te lê. En toe sê Josef wat God wou sê: ons staan vas vir die wil van die Here. Ons staan vas vir die woord van God. Ons staan vas met ons voete op 'n rots. Ons staan vas vir die wil van die Here. Die Here het vir Noag met sy plan vertrou, en daarom het Noag toe 'n ark gebou. Al die dierepare saamgeneem, binne in die ark toe begin dit reën. Moses het die volk uit Egipte gelei, en hy moes almal deur die Rooi See kry. Hy het die water met sy staf geslaan, en skielik het die Rooi See oopgegaan. Ons staan vas vir die wil van die Here. Ons staan vas vir die woord van God. Ons staan vas met ons voete op 'n rots. Ons staan vas vir die wil van die Here. Ons staan vas vir die wil van die Here. Ons staan vas vir die wil van die Here. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, dankie dat dit Sabbat is. Help asseblief dat die program 'n seën sal wees vir die kinders. Help dat ons dit sal geniet en dankie vir die mense wat dit gemaak het. Amen.